Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Here, laat u naam vandag al die eer ontvang, dat u al die eer ontvang. Wees groot en heilig in ons midde, breek met ons lewende brood, terwyl ons ook vandag die ete van die Here vier, in Jesus se naam. Amen. Soos gesê, ons gaan ook na afloop van ons boodskap, gaan ons ook die ete van die Here vier, as jy ook gereed gemaak het daarvoor, of as jy dalk gou wil gereed maak. Jy het dit ook al oorgekom. Jy staan in 'n tou, by 'n bank, by die munisipaliteit. Jy staan jou lewe om. Jy wag en dan kom jy uiteindelik voor in die ry en dan sê hulle vir jou, jy staan in die verkeerde ry. Die ry is daar die ander een. En as jy na daai ry kyk, dan staan hulle by die deur uit. Dan pleit jy, dan vra jy en al wat hulle sê is next of closed. Hulle maak sommer die toonbank toe en dan is jy gefrustreerd. Dit gebeur met ons almal. Hierdie ding van ry staan en in die verkeerde ry staan. Of as jy bel en jy word so op 'n waglys geplaas en jy kom uiteindelik by die persoon uit met wie jy moet praat en jy hoor, hulle is die verkeerde persoon en hulle sit jou deur en uiteindelik word jy afgesny en ure gaan daarmee heen. Dis nie lekker om tou te staan nie, dit is nie lekker om in die verkeerde ry te staan nie, dis nog minder lekker om weer in 'n ry in te val. Ons leer en partykeer kry ons dit reg en partykeer is ons maar weer in die verkeerde ry. Dit gebeur ook wat ons geloof betref. Daar is heelwat voorbeelde in die Bybel van mense wat met verkeerde redes by God opdaag of wat sommer net opdaag. En ek wil vandag saam met jou by twee stil staan, by mense wat, kan ek maar sê, in die verkeerde ry staan as te ware, as hulle by Jesus opdaag. Maar die vraag is, het Jesus tyd vir hulle? Kry hulle die woorde next? Jy staan in die verkeerde ry? Of wat gebeur? Kom ons lees ons eerste teks en dit kom uit Lukas hoofstuk 12, 'n teks wat ons almal goed ken, waarby ek ook al stil gestaan het. Lukas 12 vanaf vers 13. Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus, meneer, sê vir my broer, hy moet hierdie erfenis met my deel. Jy hoor wat hierdie man sê. Hy staan as te ware in die ry en soos wat jy ook nou al gehoor het, baie keer doen ons kinders dit met ons. Pa sê vir sussie, sy moet die sjokolade met my deel. Of by die skool, juffrou sê vir hierdie maatjie, hulle moet stil bly. Staan hierdie boetie en hy sê vir Jesus, Jesus sê vir my broer, hy moet my erfgeld vir my gee. Maar hy staan in die verkeerde ry. Dit is nie Jesus se werk om boedels te beredder, testamente uit te sorteer nie. Gaan Jesus vir hom sê, next, vir die ou agter hom? Of wat gaan nou gebeur? Kom ons luister. Maar hy antwoord hom, dit is nou Jesus. Man, wie het my as regter of deler vir julle aangestel? Ja, kennelik staan jy in die verkeerde ry. Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy vir hulle 'n gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek al my goed kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek my graan en al my goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. The good life, né? Eet, drink en leef lekker. Sit agteroor, lei lekker land. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog sal jou lewe van jou af opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. Kennelik staan hierdie twee broers in die verkeerde ry. Kennelik verstaan hulle Jesus verkeerd. Hulle dink
Soos wat ons graag vir mekaar sê, Jesus is 'n eenstop religieuse diensverskaffer. Hy moet vir elke moontlike vraag onder die son die antwoord wees. Wel, hy is nie. Hy is nie hier om mense se selfsugtige behoeftes aan te spreek nie. Hy is nie hier om ons idees van die goeie lewe te bevorder of te bewerkstellig nie. Dis nie Jesus nie. Maar stuur hy jou leeg weg? Sê hy net eenvoudig soos baie keer gebeur as jy in die verkeerde tou staan, dat hulle so 'n bordjie het, open and closed, en hulle draai hom om en sê shop closed? Wat doen Jesus? Hy leer vir hulle die les van hulle lewe. Nee, wag. Hy leer vir jou en my, wat dikwels ook in die verkeerde ry staan by wyse van spreuke as ons by God is. As ons baie keer ook verkeerde vrae, verkeerde verwagtinge, selfsugtige verwagtinge, nie Bybelse verwagtinge van God het nie, dan help hy ons reg, want Jesus het tyd vir ons. Dis vir ons die een ding wat ons nie het nie. Ons het nie tyd nie. Ons dagboeke is vol, maar Jesus maak tyd. Hy stop en hy sê vir hulle, kom ek vertel vir julle 'n gelykenis, 'n verhaal wat die gordyn op God ooptrek, wat vir julle God se hart wys. Kom ek vertel dit vir julle by wyse van 'n storie. Eendag was daar 'n ryk man en hy het al sy geld op homself uitgemors. Hy was so ryk dat hy, soos wat ons sê, nie die einde van sy skatte geken het nie. En toe mors hy dit alles op homself uit. Toe gaan hy vir daardie goeie lewe, werk hard, speel hard, word bekend vir hoe ek my geld op myself uitmors. Toe word hy 'n morsige vent. Hy mors dit op homself uit. En almal het gesê, daar is die ryk man, daar is die gesiene man. Mense word beïndruk deur geld. En dan kom God. En God sê, jou dwaas. Soos ons al vir mekaar een keer gesê het, God het net 2 woorde om hierdie suksesvolle man in aanhalingstekens se lewe mee op te som. Jou dwaas. Verskriklik, né? As God jou lewe met 2 woorde opsom. Jou dwaas. Jou dwaas. Jy het net 1 lewe, net 1 kans, en jy het dit verkoos, vermors op jouself. Jy het dit oor jouself laat gaan. Vannag verloor jy alles. Want na hierdie uitspattige vandag, wag 'n donker vannag op jou, 'n ewige vannag. Dan is dit alles oor en verby. Dan is die sirkus oor en verby. Dan is al jou skatte daarmee heen. So gaan dit met hom wat nie vir hom skatte vergader nie, sê die Here. Hier's die punt, vriende. Jesus sê, jy moet beter skatte jagters wees. Jy moet 'n skatjagter wees op die regte plek. Jy moet sorg vir skatte. Ja, die lewe gaan oor skatte. Maak geen fout nie. Gierigheid wen. Geld en geweld wen in ons lewe. In Suid-Afrika alleen is in 24-25 in die finansiële jaar 24-25 1.5 triljoen rand se geld weggedobbel. Dit is die jongste statistiek oor dobbelary in Suid-Afrika. Mense wil ryk wees. Almal wil ryk wees. Baie mense is maar net vroom daaroor. Geld dryf die wêreld. Money makes the world go round vir meeste mense. Hoe meer jy het, hoe belangriker is jy. Ons meet mekaar se waarde in dit wat ons het. Hoe sê ek altyd, dit wat jy ry, dit wat jy kry, daar waar jy bly, bepaal wie jy is in baie mense se oë. Of dit wat jy nie het nie, en nie kry nie, en nie ry nie. Geld is dodelik. Ja, is nie per se fout met geld nie. Dis wanneer geld jou het, jou in die greep het, wanneer die verhouding tussen jou en geld skuif van slaaf na baas, wanneer geld nie jou slaaf is nie, maar jou baas is, en jy 24/7 daarvoor werk, is dit klaar met jou. Is mammon jou baas? Word geld God? Ja, geld moet ons slaaf wees. Die Bybel sê nie ons moet geld weggooi nie. Ons moet geld in diens neem van die Here en van ons lewe. Maar wanneer geld ons baas geword het, is dit verby. Het ons hart verloor. En dis maklik om te weet, dit waaroor jy praat, dit waaroor jy kla, dit waaroor jy bekommer, dit waarin jy die meeste van jou tyd spandeer, dit waarop jou oë die meeste gefestig is, geld, en wees daar geweld.
En nou kom Jesus en sê, stop. Jy staan in die verkeerde ry, jy het gedink, ek gaan jou met jou geld help. Ek gaan jou met 'n nuwe koninkryk help. Stop, kom ons hoor dit weer. Jy het gedink, ek gaan jou geld vir jou uitsorteer, net jou besigheid seën, net jou belegging seën, net jou aardse lewe seën. Ek gaan jou help met 'n ander koninkryk. Jy sien, ek is 'n koning van 'n ander koninkryk. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. My koninkryk kom nie deur geld en geweld nie, deur omkoop en deur oorlog nie. Nou die dag toe ons so 'n paar weke terug by Dawid stil gestaan het, onthou jy in 2 Samuel 11, het dit my so geruk toe ek lees in 2 Samuel 11, dat in die lente toe die soldate gewoonlik gaan oorlog maak het. Dit is so normaal vir mense om oorlog te maak. Ons wêreld sink onder oorlog, tans ook weer. Die wêreld is nie 'n vredevolle plek nie. Met baie mense se godsdiens en al, verstik ons in geweld. En nou kom Jesus en sê, ek is 'n ander koning. Ek bring ander skatte. In my koninkryk roep ek jou nie tot oorlog nie, ek roep jou tot 'n belegging. Gee jou lewe vir my. En hoor mooi, Jesus se koninkryk is nie 'n aanvulling nie. Dis nie asof ek 'n burger in hierdie koninkryk is en in daardie koninkryk is, dat ek burgerskap het van hierdie plek en daardie plek nie. Jesus se koninkryk is die alternatief, nie die aanvulling nie. Met respek gesê, dis nie soos 'n vitamien-aanvulling wat ek maar drink om 'n bietjie beter te voel nie. Ek doen gou vandag 'n bietjie kerk nie. God is koning van 'n nuwe wêreld. Sy koninkryk is hier en sy koninkryk is op pad. Sy koninkryk is daar waar Jesus is. Hy is ewig koning. Ons moet eendag stil staan in groot detail later van die jaar by God se koninkryk, want die kerk het die kerk bo kan die koninkryk gestel. Maar Jesus sê, ek bring vir jou 'n koninkryk. En onthou jy Matteus 6 vanaf vers 19, hoe Jesus oor hierdie koninkryk praat? Hoe hy sê, jy moet vir jou skatte daar bymekaar maak. Daar waar mot en roes nie verniel en diewe nie inbreek nie, want waar jou hart is, daar's jou skat. Waar jou hart is. En Jesus sê, gee vir my jou hart. Kom, ek gee my hart vir jou. Ek is die koning van hierdie koninkryk. Ek is die skat. O, ek is die een wat lewe in oorvloed gee. As jy by my is, het jy lewe in oorvloed. O, dit is ek wat die lig is in die wêreld. Wat die ware wingerdstok is, en waar elkeen wat in my bly, my krag en vreugde ken. Dit is ek wat die opstanding en die lewe is. Dit is ek wie elkeen se swaar las dra. Dit is ek wat die Here is, wat die sleutels van die dood en die doderyk het. Kom na my toe. Ek waarborg vir jou 'n nuwe belegging, 'n nuwe koninkryk. So wat hoor hierdie twee vriende? Vergeet van julle aardse geld. Nee, dis nie onbelangrik nie, sorteer dit uit. Maar belê julle lewe dringend in die hemelse belegging. Kom na die koning toe. Die koning wat rus gee, wat vrede gee. Die koning van wie sy engele gesing het, vrede op aarde, toe hy gebore is. Die koning wat vir Pilatus gesê het, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Die koning wat toe hy hemel toe gegaan het gesê het, ek is by julle al die dae tot in die verste ewigheid. Die koning voor wie ons eendag gaan buig wat sê, my koninkryk het geen begin en geen einde nie. Kom belê jou lewe by my. Kom belê jou lewe by my. Wees ryk. Soos Jakobus 1 sê vir die armes, julle wat nie geld het nie, wees ryk in God. En julle wat baie geld het, wees arm, sodat julle in God kan ryk wees. Want julle rykdom is Jesus. Julle skatte is Jesus. Sal dit nie fantasties wees as jy en ek begin om te sê ons is skatryk, ons is geestelike miljonêers nie, want ons stap in die lig en in die skadu van die koning van alle konings. Lukas 12, ons eerste verhaal, mense in die verkeerde ry, hoor, hulle moet hulle lewe belê by die koning wat 'n ewige koninkryk het. Verhaal nommer 2, Johannes 2. Ons het 'n wyle gelede by Johannes 2 ook stil gestaan, die bekende verhaal van Kana. Daar is weer 'n keer, as te ware, 'n verkeerde versoek aan Jesus. Hierdie keer is dit Maria
die ma van Jesus, wat by wyse van spreuke in die verkeerde ry staan. Onthou jy? Ek lees so 'n stukkie saam met jou, Johannes 2. Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea, en die moeder en die broers van Jesus, en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toegenooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn oor nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Net soos die 2 mans wat sê, Here, deel ons erfporsie, en Jesus sê, julle is by die verkeerde toonbank, maar gaan julle help met 'n nuwe koninkryk. Kom Maria en sy sê, Jesus, die wyn is op, en Jesus sê, ma, jy sê dit vir die verkeerde persoon. Dis wat die idioom beteken. My uur het nog nie gekom nie. O, Jesus weet van sy uur, nie waar nie. Die van julle wat ook saam tans by E-Unie deur ons E-Unie reis in jaar 3 met Johannes sal weet, dat die woorde, die uur, een van die prominente woorde by Johannes is. In hierdie oomblikke wanneer Jesus dit sê, het hy sekerlik vooruitgeflits in sy geheue na Johannes 7 vers 28, toe hy op 'n dag daar in die tempel was, en ons hoor dat die mense hom wou, bid jou dit aan, hulle wou hom gevange neem, Johannes 7 vers 30, maar niemand het dit gedoen nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie, Johannes 7 vers 30. Nou hoor ek dit weer 'n keer in Johannes 8, hier by vers 20. Hy was besig om die mense in die tempel te leer, en niemand het hom gevange geneem nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Hierdie Jesus weet daar is 'n uur. En wat 'n verskriklike uur. Ons hoor dis 'n uur dat mense hom wil vang, dat hulle hom wil arresteer, dat hulle hom wil doodmaak. Hierdie Jesus wat nou by die troue sit. Hierdie kosbare Jesus. Hy sê vir Maria, ma, my uur het nog nie gekom nie. En dan hoor ons daar in Johannes 12, wanneer Jesus in Jerusalem kom, dan sê hy vir hulle, die uur het gekom, Johannes 12 vers 23, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Johannes 13 vers 1, voor die viering van die Paasfees het Jesus geweet dat die uur vir hom gekom het, om van hierdie wêreld af na sy Vader te oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad, hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. En dan sê hy ook in Johannes 17, as hy daai donderdag aand bid, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun. Na die oomblikke as Jesus daar in Kana Galilea sit, dan wil hy sê, ma, hoekom kom sê vir my van die wyn? Verstaan jy nie? My horlosie, my dagboek het net een afspraak. Die afspraak met die kruis. Dit gaan die wêreld verander. Dan gaan die koning se koninkryk kom. Daardie koninkryk wat jou skatryk maak. Daardie koninkryk wat die doodloop, wat die lig in die donker aansteek. Daardie koninkryk wat geen einde sal hê nie, ma, vergeet van wyn, my uur. Dit gaan 'n wrede uur wees, dit gaan 'n uur van verheerliking wees, alles in een. Maar dan doen Jesus tog iets, dis nie asof hy weer 'n keer sê, next, volgende persoon, of shop closed, of wat ook al nie. Dan maak hy water in wyn. Ek sien hoe Jesus die 600 klipkanne met water, of die 6 klipkanne wat 100 liter elk vat, se water in wyn verander. Dan verander hy dit in 'n messiaanse fees. Vorige keer het ons mekaar vertel, in Joodse huwelike was daar 'n regtelike verpligting, 'n wetsverpligting op sowel die bruidegom as op die gaste. Die bruidegom was wetlik verplig om genoeg kos vir die duur van die troue en genoeg wyn te verskaf. En dikwels het Joodse huwelike 7 dae geduur. Jy kon 'n bruidegom regstegnies hof toe vat as hy nie genoeg kos vir die troue verskaf het en genoeg wyn nie. Aan die ander kant was die gaste verplig om geskenke te bring. Die bruidegom kon weer op sy beurt die gaste hof toe vat indien hulle nie geskenke gebring het nie. Regtig, ons het Joodse wette daaroor. En nou verander Jesus as te ware in die bruidegom.
Want is die bruidegom se werk om wyn te gee. Die bruidegom, die fisiese bruidegom is in die moeilikheid. En dan kom Jesus en verander met eens hier die huwelik in 'n messiaanse bruilof. En daar's oorvloed. Daar is 600 liter wyn. Dit is die Messias wat opgedaag het. So Maria, kom ons sê eers weer die twee manne daar in Lukas 12. Julle dink julle klop by die verkeerde toonbank aan. Julle wil geld maak. Kom ek leer julle om 'n nuwe skat te hê. Maak vir julle 'n beleggingsrekening in die hemel oop. By my, daar waar nie diewe en motte en roes is nie. Daar waar ek is. En nou Maria, kom ek vertel vir jou by die troue, ek is die nuwe bruidegom. En dan sê Johannes die Doper dit. Dis so mooi in Johannes 3. En dis waar dit by jou en my inkom en nou by die ete van die Here. Johannes sê in Johannes 3 vers 28, julle is my getuienis dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort, maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en hy's baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. Hy moet meer word en ek minder. Jy sien, net soos Maria, vra ons baie keer die verkeerde dinge van Jesus, maar Jesus sê, kom ek gebruik dit as 'n leergeleentheid, 'n teaching opportunity. Kom ek leer jou wie ek regtig is. Ek het jou geleer, ek is 'n koning, maar my koning is 'n skat. Jy hoef nie te veg nie, ek het klaar geveg. Jy hoef nie te beklei nie, ek sal die geveg veg aan die kruis. Jy kan met spierwit klere aan my tafel kom aansit. Ek is ook die bruidegom. In die wêreld is die heersers, militêre figure en politieke figure. In die besigheidswêreld is dit robuuste mense. In die misdaadwêreld sit mense wat mekaar doodskiet. In die sportwêreld is dit taaf en dis altyd die hardste ouens wat bo uitkom. Jesus sê, ek het dit alles vir jou gedoen. Ek is die skat in die saailand om my te vind, om skatryk te wees. En ek is die bruidegom. En ja, my uur wag aan die kruis. Maar ek het gekyk op my oorlosie en op my dagboek en daar's tyd en ek wil saam met jou fees vier. Ek het 'n ete aangelê. Ek is die bruidegom en julle is die bruid en die vriend van die bruid. Saam met Johannes die Doper is dit julle wat die mense bymekaar bring om saam met my te eet, om saam met my fees te vier. En al is my uur nog op pad, wil Jesus daar by die troue sê, kom ons vier nou al fees. Want die Messias is hier. Dis wat die ete van die Here is, dis wat gelowiges doen. Ons ken 'n ander koning van 'n ander koninkryk. Ons is deel van 'n skatryk koning wat klaar gewen het aan die kruis. En Jesus sê, hy is die bruidegom en jy en ek is genooides na die fees. En ons is die vriend van die bruidegom, saam met Johannes die Doper, wil ons uitroep, hy moet meer word en ek minder. Jesus is ons lewe. Dis wat hy is. Dis wie hy is. Dis wie hy vir altyd sal wees. En as Jesus nie ons hele lewe is nie, dan nooi hy ons vandag. Jy staan by die verkeerde toonbank. Jy wil dinge van my hê soos geld en voorspoed en gou net 'n bietjie wyn vir jou om jou verleentheid weg te vat, laat dat te min is. Maar hoor hier, ek is die skat in die skatkamer. Ek is die bruidegom by die ete en kom eet 'n bietjie. Ek gaan gou my dagboek onderbreek om saam met jou te eet, om saam met jou aan 'n tafel te sit. Kom sit aan. Ek is die Here wat my liggaam vir julle gee, wat gebreek word aan die kruis, wat my bloed vir julle gee, sodat julle nie hoef te veg en te beklei nie, sodat julle name in die boek van die lewe geskryf kan word, sodat julle een van die dae wanneer julle vir altyd by my kom bly, daar in my Vader se huis waar daar baie plekke is, dat julle vir altyd aan my tafel kom sit. Julle moet dit vandag doen. Julle moet dit dringend doen. Jy sê jou lewe is eensaam. Kom, ek wil saam met jou kuier. Jy sê jou hart is swaar. Ek sal dit vir jou dra. Jy sê niemand sien jou raak nie. Ek, die Here, nooi jou om jou lewe by my te belê, om in my skatkamer te kom lewe. Ek gee lewe in oorvloed. Ek is die Here.
Ek is die Here, al staan jy in die verkeerde tou, sal ek vir jou sê, kom belê jou lewe by my. Al klop jy aan vir wyn, sal ek vir jou lewende wyn gee. Sal ek vir jou die ware wingerdstok wees, want ek is die Messias. Ken my as die koning van 'n ander koninkryk. Ken my as die bruidegom. En ek nooi jou vir die fees. Jy, met al jou foute en al jou gebreke, jy is 'n genooide om nou aan my tafel te kom sit. Amen. Dankie Here, dat ons nou saam met U woord kon reis. Dankie Here dat U 'n koning van 'n ander koninkryk is. Ek ken U. Dankie dat U die bruidegom is. Ek daag op as die vriend van die bruidegom en as die bruid om saam met U aan die tafel te kom sit. Amen. Ek wil jou nooi vir 'n oomblik, daar waar jy is, waar jy ook al is, op watter tyd, as jy direk kyk vandag of na die tyd, om saam met die Here Jesus as eregas en gasheer sy ete te vier. Onthou jy, daardie nag toe ons Here Jesus gekruisig is, het hy brood en wyn geneem en het hy die brood gebreek en hy het vertel dat dit sy liggaam is en hy het die wyn geneem, die beker van danksegging en gesê dat dit sy bloed is wat vergiet word. En daarom wil die Here saam met ons eet. Daarom wil hy sê, jy staan nie in die verkeerde tou vandag nie. Ek het jou raak gesien. Kom eet 'n bietjie saam met my. Kom rus saam met my. Neem die brood, eet, glo en dink. Jesus se liggaam is tot volkome versoening van ons sondes gebreek. En wanneer ons saam uit die beker drink, dan onthou ons dat sy bloed gevloei het aan Golgotha, dat hy die ware hoëpriester is, dat hy afbetaal het, dat hy oor my lewe geskryf het, dis betaal. Al daai aardse skatte wat jy verniet gejaag het, ek is van nou af jou skat. Ek is van nou af die bruidegom. Elke keer, tot aan die einde, tot in ewigheid, sal jy my stem hoor. Baie dankie Here, dat U die kerk nooi om saam met U te eet en fees te vier. Dankie dat U die geveg klaar geveg het by Golgotha en dat U gewen het. Dankie dat U ons name klaar in die boek van die lewe geskryf het. Nou kan ons saam met die bruidegom eet. Nou kan ek uitstap en vir die wêreld sê, ek het saam met die koning geëet. Ek het saam met die koning in sy skatkamer geëet. Ek ken die Here. Dankie hiervoor. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.